Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die voorreg om saam tyd te kan spandeer uit die woord uit Johannes 9. Waar ons lees van Jesus wat 'n man wat van sy geboorte af blind was, genees. Nou hierdie is nie net 'n wonderwerk uit die verlede nie, maar dis vir my 'n illustrasie van wat Jesus ook in elke een van ons se lewens kan doen. Fisies, maar veral geestelik. Nou julle sal onthou dat die vorige hoofstuk geëindig het waar hulle klippe opgetel het om Jesus te stenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Nou vervolg Johannes in hoofstuk 9 die verhaal deur te sê, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Nou een van die dinge wat vir my hier opgeval het, is die karakter van Jesus. Nou as dit ek was wat met klippe bestook was, sou ek 10-1 so ontsteld gewees het en gemaak het dat ek wegkom en sou ek definitief nie hierdie blinde man eers raak gesien het nie. Maar hier sien ons die karakter en hart van Jesus. Hy loop met 'n innerlike vrede en kalmte, ten spyte van al die beledigings en onmin waardeur hy sopas is. En sonder dat die blinde man na Jesus roep of sy aandag probeer trek, sien Jesus hierdie man en gaan staan dan by hom stil. En met dit dat Jesus en sy disippels vir die man staan en kyk, vra sy disippels hom in vers 2 en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Nou ek dink dis 'n vraag wat baie van ons ook in vandag se lewe mee worstel. Maar kyk wat antwoord Jesus hulle in vers 3. Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Nou ek glo, soos met hierdie man, neem Jesus vandag ook die eerste stap in elke een van ons se lewens. Want ons is almal geestelik blind van geboorte af. Ons is almal in sonde gebore. Daarom leef ons in die duisternis en kan ons God se waarheid en sy plan vir ons nie sien nie. Maar die goeie nuus is, Jesus bring vir ons die lig en open ons geestelike oë om hom te kan verheerlik. In vers 6 lees ons dan hoe Jesus op die grond spoeg en klei maak en dit dan op die blinde man se oë smeer. Hierdie was 'n simboliese daad wat ons herinner aan God se skepping in Genesis. Ons moet altyd onthou, genesing kom alleenlik van God, nie van die metode nie. Hierdie is vir my so mooi, want sien, wanneer Jesus ons aanraak, verander hy nie net 'n probleem nie. Hy skep 'n nuwe lewe in ons. Hy het aan die man nuwe oë geskep. Net so word ons ook nuwe mense, met 'n nuwe visie. In vers 7 sê Jesus dan vir hom, gaan was jou in die badwater, Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gaan was, en hy het siende teruggekom. Jy sien, die man, alhoewel hy nie Jesus geken of gesien het nie, moes in gehoorsaamheid fisies reageer op Jesus se bevel. Nou net soos hy, moet ons ook gehoorsaam wees aan God se roepstem in ons lewe. Of dit nou deur gebed, die doop, of eenvoudige dade van liefde en barmhartigheid is. Hier sien ons hoe gehoorsaamheid hierdie wonderwerk tot volle vervulling bring en hoe gehoorsaamheid sy hele lewe verander. En dan sien ons nadat Jesus hom aangeraak en sy oë geopen het, hoe die fariseërs hom ondervra en beledig en selfs uitgewerp het, maar hoe hy te midde van dit sterk staan en getuig en eenvoudig vir hulle vertel dat hy blind was en nou kan hy sien. Hy het nie probeer om alles te verklaar nie, hy het bloot getuig van wat hy self ervaar het. Vandag is ek en jy ook geroep om dieselfde te doen. Ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons kan net getuig van wat God in ons lewens doen.
Soos ons verder lees in hierdie hoofstuk, is dit vir my baie opvallend om te sien, dat soos hy meer en meer ondervra word, sy getuienis al hoe meer verdiep, en hoe dit sy lewe verander, wanneer hy getuig wie Jesus waarlik is. In vers 11 sê hy, dat Jesus 'n man is. Dan sê hy in vers 17, dat hy 'n profeet is. In vers 27 verklaar hy dan, dat Jesus sy meester is en hy sy disipel. In vers 33 tot 36 verklaar hy dat Jesus van God af is en dat Jesus die seun van God is. Dan sien ons die verandering in sy daaglikse lewe, as hy in vers 38 sê, Jesus is die een in wie ek vertrou en hy is die een wat ek aanbid. Jy sien, wanneer ons Jesus, die seun van God, as ons verlosser en saligmaker erken in ons lewe, en wanneer hy ons deur sy bloed kom reinig van alle ongeregtigheid, en ons 'n nuwe skepsel maak, en ons deel maak van sy koninkryk, bring hy ons uit die duisternis oor na die ewige lig, en genees hy ons van ons geestelike blindheid. En wanneer dit gebeur, verander dit ons hele lewe, en kan ons nie anders om hom met ons hele lewe te vertrou, en om elke dag in alles wat ons doen, te kom aanbid, net soos hierdie man nie. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.